Dit is ons skriflesing vanmôre om in 2 gedeeltes. Die eerste gedeelte is Esegiel 37 en dan 2 Korintiërs hoofstuk 3. Enkele verse daarvan, soos ons daar by die verse kom, sal ek dan vir u dit aandui. Esegiel 37, daar gaan ons van vers 1 tot en met vers 14 lees, en dan 2 Korintiërs 3, vers 1 tot 6, en dan ook vers 13 tot 17. Maar voordat ons gaan saam lees, kom ons sit net so en bid ons dat die Here weer sy woord, weer sy sondige en nietige dienste, ook met elkeen van ons sal praat, sodat ons kan hoor wat die Here ook vanmôre aan ons wil sê. Almagtige God, Hemelse Vader, dankie dat ons so iets kon verwoord van ons verwondering vanmôre vir U, in ons saam sing. Ja, Here, dit is wonderlik om hier in die teenwoordigheid te wees, want dit is heilig. En heilig beteken ook vir ons, dis veilig. Ons kan maar net onsself wees, omdat U self is. En daarvoor wil ons U loof en prys. Maar Here, dankie dat U nog met ons besig is, dat U deur die woord met elkeen van ons wil praat. En ons gebed vanmôre is, kom praat met ons, Here, sodat ons die mense kan wees wat U wil hê ons graag moet wees, ook in die wêreld. Daarom vra ons dan nou, maak dit stil in ons harte, sodat ons U woord kan hoor, sodat ons U stem kan hoor. Maar Here, dat U ook vir ons die moed en die waagmoed sal gee om met hierdie woord wat ons hoor, ook die wêreld in te stap en 'n verskil te gaan maak, daar waar U vir ons geroep geplaas het. Ons gebed is dan nou, Here, verheerlik U self. As ons die woord saam lees, as ons dit oordink, en as die nietige en sondige dienste dit durf maak, om ook hierdie woord vir ons te doen. Dit is ons gebed in Jesus se naam. Amen. Dus die 2 skrifgedeeltes is daar sy verkeerde landskant, en ek vra daarvoor om verskoning, maar saam met dit moet ons toch hoor wat die woord ook vir ons sê. Daarvan vers 1, die hand van die Here was op my, en hy het my uitgebring deur die Gees van die Here, en my neergesit in die laagte, en dit was vol bene, en hy het my by hulle laat verbygaan na alle kante toe, en kyk, daar het 'n groot menigte oor die laagte gelê, en kyk, hulle was baie dol. Toe sê hy vir my, mensekind, kan hierdie bene lewendig word? En ek antwoord, Here, U weet dit. Daarop sê hy vir my, profeteer oor hierdie bene, en sê vir hulle, dorp bene, hoor die woord van die Here. So spreek die Here tot hierdie bene. Kyk, ek bring gees in julle, sodat julle lewendig kan word. En ek sal seënings op julle lê, en vlees oor julle laat opkom, en 'n vel oor julle trek, en gees in julle gee, sodat julle lewendig kan word. En julle sal weet dat ek die Here is. Toe ek geprofeteer, soos my beveel was. En sodra ek geprofeteer het, was daar 'n geruis, en kyk, 'n beroering. En die bene het nader gekom, elke been na die ander been. Toe kyk ek, en daar was seënings op hulle, en daar het vlees opgekom, en 'n vel is oor hulle getrek, maar daar was geen gees in hulle nie. Daarop sê hy vir my, profeteer tot die gees, profeteer mense kan, en sê aan die gees, so spreek die Here, kom aan uit 4 windstreke, o gees en blaas in hierdie dooies, dat hulle lewendig kan word. En ek het geprofeteer soos hy my beveel het. Toe het die gees in hulle gekom, en hulle het lewendig geword, en op hulle voete gaan staan, 'n ontsaglike groot leer. Toe sê hy vir my, mensekind, hierdie bene is die hele huis van Israel. Kyk, hulle sê, ons bene is verdor en ons verwagting is verlore, dis klaar met ons. Daarom profeteer en sê aan hulle, so spreek die Here,
Kyk, ek sal julle grafte oopmaak en julle uit julle grafte laat opkom oor my volk en ek sal julle bring in die land van Israel. En julle sal weet dat ek die Here is as ek julle grafte oopmaak en julle uit die grafte laat kom oor my volk. En ek sal my gees in julle gee dat julle lewendig kan en ek sal julle vestig in julle land. En julle sal weet dat ek die Here met gespreek en gedoen het, spreek die Here. En dan 2 Korintiërs 3 daarvan vers 6, begin ons weer onsself aan te beveel, of is ons miskien so sommige aanbevelingsbriewe nodig van julle of aan julle? Julle is ons brief, geskrywe in die harte, geken en gelees deur alle mense. Omdat julle duidelike brief van Christus is, deur ons diensbrug, geskrywe nie met ink nie, maar met die gees van die lewende God, nie op kliptafels nie, maar op die vleestafels van die hart. So vertroue het ons deur Christus begin. Nie dat ons uit onsself bekwam is om iets uit onsself te bedink nie, maar ons bekwaamheid is uit God. Wat ons ook bekwam gemaak het as dienaars van die Nuwe Testament. Nie van die letter nie, maar van die gees. Want die letter maak dood en die gees maak lewend. Nie soos Moses daarvan vers 30. Nie soos Moses wat 'n bedekking oor sy aangesig gesit het, sodat die kinders van Israel nie die oë kon vestig op die einde van wat moes vergaan nie. Maar julle sin is verander. Want tot vandag toe bly by die lesing van die Ou Testament dieselfde bedekking, sonder dat dit opgelig word. Die bedekking wat in Christus vernietig word. Ja, tot vandag toe. Wanneer Moses gelees word, lê daar 'n bedekking oor julle hart. Maar wanneer hulle tot die Here bekeer is, word die bedekking weggeneem. Die Here is die Gees, en waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. Liefdes, en dan wil ek net saam met dit, net so ietsie lees. Ons gaan vanmôre ons belydenis van ons geloofsbelydenis gaan ons doen in die erediens, maar ek wil so ietsie lees van die geloofsbelydenis van Nisja. En dis die laaste paragraaf, want ons is nou met Pinkster en dit gaan oor die Heilige Gees. Ons glo aan die Heilige Gees, die Here en lewend maak, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Liefdes, geseënd is ons as ons nie net die woord van die Here lees nie, maar dit ook elke dag in ons lewens toepas. As tema van die woordverkondiging dan vanmôre, die Gees transformeer. Die Gees transformeer. My broer en suster en die jong mense kinders, ek lees nou die dag van iemand wat skryf, vir elke een ou wat dood is en dit nie weet nie, is daar 10 mense wat leef op die wêreld. En nou is my vraag, is dit nie soms ook so in die kerk? Ons het alles, vanaf die nuutste tegnologie tot by die beste musiekinstrumente, jy noem dit, en ons het dit. En toch sukkel die kerk om dit duidelijk te maak in die lewens van mense wat hulle verhard teenoor God, vir mense wat niks met God te doen wil hê, wat heeldag en aldag oor God lag. En nou is die vraag, is dit nie as gevolg van 'n boosheid by jou en my nie? As ek daai boosheid so bietjie kan saamvat, dan gaan dit vir my oor 'n vreugdeloosheid. Is dit of jy lekker om 'n kind van God te wees? Is jy opgewonde daaroor? Leweloosheid. Soms lyk dit vir my of ons wil net deur emotions gaan. In plaas daarvan om opgewonde te wees. Spraakloosheid. Oor dit wat God vir elkeen van ons doen. Waarvan praat ons nie? Maar ons sal altyd praat van die teëspoed en die negatiewe dinge wat oor ons pad kom. Maar dit wat God doen, daaroor bly ons stil. Dan loop dit alles uit op 'n godloosheid. Soms nie dalk sonder God. En ek weet, dis 'n gevaarlike vraag. Transformeer beteken onder andere om van gedaante te verander. Dit wil
wil sê, dit wat hier is, word so 'n bietjie gewysig. So 'n bietjie in lyn gebring met dit wat gebeur. Anders te doen. Dan kan ons nie 'n status quo wees as ek my hart vir die Here gee. Dan moet ons 'n verskil wees. Ek wil amper sê, dan moet dit die voor Christus en die na Christus kan ons nie dieselfde doen. Dan maak ons genade goedkoop. Dit al van wondervertel. Maar transformeer is ook om in 'n ander vorm oor te gaan. Daar is nie een van ons wat soek na God uit ons eie. Daarvoor het ons genade nodig. En as ek so dink aan transformeer, dan is dit juis hierdie genade wat ons nodig het, sodat ons dit wat God vir ons doen, in ons lewens kan toepas. Maar ek sien ook, transformeer beteken so 'n bietjie vervorm. Dit wat uit fatsoen geraak het, om dit weer in fatsoen te bring. Dit is nogal vir my amper die beter een van die twee. Maar ook omsit. Transformeer beteken dat iets in ons gebeur, wat ons anders laat dink, anders laat optree. My vraag is, kan ons onsself nog vereenselwig? Kan jy nog, jy wat ouer is, die Halleluja lied onthou, 3:5, strome van Sion van bowe, dit het die liefde beloof, heerlike tyd van verkoping, vloei uit ons heiland en hoof. En dan die koortjie wat so mooi was, strome van Sion, gee van u volheid ons weer, reeds van die druppels gedurig, skenk ons die strome, o Heer. Hierdie tyd van verkoping beteken letterlik daai lewend maak. En dit kom van die Latynse woord vivus en die Griekse woord bios, lewe. Ervaar ons dit nog, dat as ons so in die erediens saam is en God met ons besig is met die woord en die sang, dat ons so 'n bietjie lewe kry. Ek wil amper sê, daai hoppel in die stad, sodat mense kan sien aan wie ek my toevertrou. Verkoop beteken lewend maak, herstel, verfris, opwek, 'n nuwe lewe gee. En dit bely jy nie. Ons bely dit Sondag na Sondag. Ons glo die Heilige Gees wat Here is en wat lewend maak. Hiervan is die Bybel vol. Die skepping is 'n wonderlike gewerk van God. Maar dit beteken niks voordat God nie die Ruach daarin blaas. Voordat God nie eers die lewe daarin blaas. Lewe gee vir gelowiges. My broer en suster, die mens kan baie dinge doen. Vanmorgen toe ons hiernatoe ry, toe hoor ek, hulle praat van die maanlanding in 1969, wat 'n wonderlike ding was. So, ons kan baie dinge doen. Maar weet jy, een ding wat ons nie kan doen, is daai verandering wat God in mense se lewens bring. Wat laat iemand wat op pad is om homself te vernietig, omdraai, is sê die Here se genade is vir my genade. Die lewe vir die kerk. My broer en suster, wat laat u vanmôre hiernatoe kom? Wat het u hiernatoe gebring? Nie mense, maar God. Daai besig wees met u. Dis God wat dit gedoen. En as ons kyk in Jesus se lewe, dan sien ons baie van hierdie dinge by sy geboorte met Maria, dit sal my gesalfde wees, dit sê God. Dan by die geboorte, dis hy wat sy volk sal verlos, en dan is sy bediening in hierdie seun van my. Het ek 'n antwoord gegee aan hierdie wêreld, vir die vrae om die hulle doen. In sy opstanding kon ek sê, uiteindelik het ons dinge afgehandel, met sy hemelvloed. Kon ek sê, kon God vir ons sê, moenie bang wees nie, moenie onrustig raak nie, ek sal my gees vir julle uitstort, sodat julle my getuies kan wees. Broer en suster, die jong mens, kinders, die Heilige Gees word sigbaar op 3 besondere kragdade van God, as ons in die Ou Testament lees. Die een lê in die vermoë, God wat skep uit niks. God wat kinders verwek, wanneer alles daarteen is, ons dink aan Abraham, die mag, en dan die krag, die lewe te gee, waar daar
dood is. Jesegiel 37, ek hoop net so ietsie daarvan te snap wat ek vanmôre vir julle wil sê. Dis dalk die mees dramatiese voorstelling van ons belydenis aangaande die Heilige Gees. Plaas jouself in hierdie situasie. Jy word in 'n nagte gesit, 'n skrootwerk van geraamtes en gebeentes, 'n doodloopstraat. Ek wil amper sê die doodpunt van daardie samelewing. En dan kom daar 'n oproep om te sê, die Here gaan lewe doen. Hierdie is nou 'n klop ou en dooie bene, maar hier gaan lewe kom. En dan kan ek nou sien hoe ons terugsit in ons siniese tipe van uitkyk op die lewe en ons gesê, Here, U kan dalk, maar as ek so na die dinge kyk, kan dit nie gebeur nie. Maar as U so sê, Here, dan doen ons dit. En dis wat Jesegiel ook al wil sê. En die uiteinde, daar gebeur iets wonderliks. Die dooie bene kry lewe. Hulle kom aan die beweeg. En dis 'n boodskap van hoop. Dis maar, net so kan ek met julle werk. Rodekrans, net so kan ek met julle werk. Daai doodsheid, daai hooploosheid, daai uitsigloosheid kan ek vervang met lewe, met hoop, met visie. Geliefdes, broer, suster, jong mens, dit is wat gebeur. As jy en ek vanmôre kom sê en ons glo wat ons sê, ek glo in die Heilige Gees wat Here is en wat lewe maak. Dan onderstreep ons ook nie net weer dat ons glo en vashou dat God by magte is om uit niks iets te skep. Dat God by magte is om 'n lewe wat dor is, 'n lewe in te blaas, 'n verandering te bring, in 'n doodloopstraat weer 'n deurgangspoort te verskaf. Ja, om ook lewe, geboorte te bring teen alles se doel. Lewe te gee, waar daar doodsheid is. Broer en suster, dis tog wat ons bely. Dis tog wat ons mekaar aan Pinkster wil kom sê, dat God met ons besig is, sodat ons 'n verskil kan gemaak, hier waar hy vir ons roeping geplaas het. Nou die Engelse sê mos, the proof of the pudding lies in the eating of the pudding. Liefdes, glo jy? Kan jy jouself dan nie vereenstel dat God die Heilige Gees jou vasgeroeste verhoudings weer in beweging kom? Daar waar ma en pa so bietjie op mekaar stoei, dat daar weer vrede kan kom. Daar waar ouers en kinders nie om dieselfde vuur sit, daar weer vrede kan kom. Jy weet mos van die egpaar wat by die dominee kom en sê, of hulle so bietjie kan help, hulle het 'n krisis. Voor die troue het die man gepraat en die vrou het geluister. Na die troue praat die vrou en die man luister. Hy sê, maar deesdae as ons praat, luister die bure. Broer en suster, het ons nog 'n bid dat God daar uitsigloosheid, daai moedeloosheid kan vervang met die hoop en verwagting. Ek hoop dat toe ons so saam gesing het, en baie dankie ook vir ons lofprysgroep, toe ons so hierdie woorde van die liedere, dat jy so 'n bietjie 'n verwagting gehad, bietjie opgewonde voel. Oor dit wat God in jou en my kan doen. Jou negativiteit, cynisme. Jy weet, toe ons in Kroonstad, ek en Karel daar in Kroonstad gemeente was, het ons 'n kompetisie uitgeskryf. Ons het die ou gesoek met die langste gesig in die gemeente. En toe ons die wenner aanwys, toe sê hy vir my, sorry, ek het nie deelgeneem. En suster, daai negativiteit, daai cynisme, kan die Heilige Gees ons mee help, en hy kan dit wegneem. Jou agterkop, daai afsydigheid, hierdie wat my baie hartseer. Dat as iemand kom en hy sê, die Here het my lewe aangeraak, ek is 'n nuwe mens. Wat maak ons as medegelowiges? Ons stamp so mekaar en sê, ek gee hom 2 weke as hy teruggaan was. In plaas daarvan, om opgewonde te kan wees, en so iemand te kan help. Ek sien dit baie maal as iemand op 'n roep, wat doen sy vriende met hom?
Hulle roep ons hier in sy gesig, en dan blaas hulle die roep ons terug. In plaas daarvan om te doen. Kan ons onmoontlik glo dat die Heilige Gees daai agterdoop, wanneer iets gebeur, dat ek altyd daai krities dat dit kan verander met 'n oortuiging en 'n betrokkenheid van Here Jesus. Gebruik my soos wat U wil. Strome van sien en van belowe. Dit in die liefde beloof. Heerlike tyd van verkooping, vloei uit ons heiland en loof. En dan die koor. Strome van seën, gee van U volheid ons weer. Reeds van die druk ons gebiede, skenk ons die stroom. En broer en suster, die jong mens, die uitdaging is om die transformasie wat die Heilige Gees in jou en my bewerk, sigbaar en hoorbaar te gemaak in hierdie wêreld. God is so naby aan die mens van vandag in hierdie wêreld, as wat ek en jy bereid is om uit te reik, aan te raak, te sien, te hoor, te praat en God se liefde versprei. Ek weet nie of u weet van Dominee Jaco stryd om hy werk so 'n bietjie onder die boemelaars, die troubadours van die strate. En hy sê eendag kom een van die boemelaars en hy sê vir hom, doen, het jy geweet ons is magic? En Jaco so keer die veld geslaan en sê, wat bedoel jy? Hy sê, nee, het jy gesien, ek staan by daai robot, daar gaan baie mense by my voorbij, maar ek word onsigbaar. Is dit nie wat soms hoef met jou en met my gebeur dat ons skop weg te laat vir dit wat eintlik nodig is. Die Here sê vanmôre nie meer offers nie, maar harte vir hulle wat dit nie weet nie. In die woorde van Paulus, ek soek mense wat nie dink dat is die evangelie, maar wat die evangelie kan namaak, wat die evangelie kan saai, wat die evangelie kan versorg, sodat God die goeie krag kan gee. Mag die Here vir jou vir my daartoe help. Amen. My broer en suster, as iemand mens is soos wat ek mens is, dan struikel ons baie kere. Dit is my altyd daai geweldige moment in die erediens. Ek wil amper sê, waar ons maar 'n spyt in kom. En daarom gee die Here vir ons geleentheid vandag. En waar jy sit, wil ek vir jou geleentheid gee, dat dit wat daar tussen jou en God staan vandag, dat jy dit kan bely. Ek gee vir jou pardon. En dan, geliefdes, moet God daar iets doen. En daarom kan ek op grond van die woord vanmôre vir julle sê, daar is geen veroordeling vir hulle wat in Christus Jesus is. Wil jy dit vanmôre? Die word vrygespreek. Een ek wat die dood verdien, die dood sê ook ontstaan tussen ons en God, en hy gaan by ons verby, sodat ek en jy kan leer. Daarom wil ek vanmôre vir jy sê, as dit u nie opgewonde maak, dan weet ek nie, wat sal ons opgewonde maak. En as bewys daarvan wil ek jy uitnooi om op te staan, en saam met my, hardop, ons geloof te bely, soos dit vervat is, in ons geloofsbelydenis, bekend as die 12 artikels. Ek glo in God die Vader, die skepper van die hemel en die aarde. Ek glo in Jesus Christus, sy enige Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is in die maag van Maria, wat gelei onder Pontius Pilatus, gekruisig is,
sit aan die regterkant van God, die almagtige Vader. Vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in die Heilige Algemene Geesteskerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding uit die dood en die ewige lewe. Amen. Baie dankie. Kom ons loof die Here met ons dankoffers.